Ek sien die son oor jou skyn. Ek sien baie sukses. Goud, munte, rykdom. Wat nog? Daar's 'n vrou. Sy kan 'n vriendin wees. Jonk, swart hare. Pas op vir haar. Daar's ook 'n jong man. Daar's 'n eenersheid. Dis Werner. Hy's my tweelingbroer. Nou is hy skielik weg. Daar's nou ook 'n ander vrou. Jonk, swart hare. Jy hou nie van my nie. Jy gaan nog baie ongeluk bring. Baie jammer meneer Du Plessis, ons het 'n bietjie laat by die huis weggekom. Gaan dan maar, Reina. Dokter, jy het vir my gelieg oor waar sy was vanaand. Ek hoop jy slaap vannag rustig. Want Marina sal nie. Ag meneer asseblief, dis alles my skuld. Ek kan verduidelik. Ja, ek is seker, jy kan, kinders kan altyd, maar is nie nou die tyd daarvoor nie. Wag nou 'n bietjie meneer Du Plessis, jy's te haastig. Ons probeer Marina help om 'n rok te kry vir die afskeid. Dokter, moet julle nie met ons familie sake bemoei nie. Ek kan vir haar sorg, jy weet. Niemand betwis dit nie, maar jy gaan nou op daardie kind afklim. En al wat ek vir jou wil sê is dat sy die hele aand in my geselskap was en daar het niks gebeur waaroor jy so ontsteld hoef te wees nie. En dokter moenie probeer om vir haar ma te speel nie. Sy het 'n pa. En al wat ek vir jou wil sê meneer Du Plessis is dat jy daardie pragtige kind te nakom, gruwelik te nakom. Maak jy jou kinders groot soos jy wil. En ek sal na myne se opvoeding omsien. Kan jou nie sê hoe jy my teleurgestel het. Asseblief, pappa, luister net na my. My enigste dogter. Die kind vir wie ek alles in die lewe opgeoffer het. En nou dat sy groot is dit die dank wat ek kry. Pappa, dit is nie waar nie. Ek het net vir pappa geld probeer spaar. Verdien ek dat jy my belieg, dat jy my voor die mense van die dorp belaglik maak? Nie so wees nie, asseblief. Maar dink net aan myself. Wat van my lewe? Het ek nie ook die reg om vriende te hê nie? Jy het geweet wat jy doen toe jy my bedrieg het vanaand. Jy het koelbloedig beplan om by Delport uit te kom, terwyl jy goed weet hoe ek oor die man voel. Daar is niks met hom verkeerd nie. So. Dan draai jy op nou teen my, soos jou ma destyds. Hoekom moet ek altyd kies tussen pa en my vriende? Is dit nodig? Al wat ek weet is dat jy jou rug op my draai. Dit is nie waar nie. Jy het so toe gegaan om hom te sien. Nee, ek het so toe gegaan om sy ma oor die rok te sien. Kan jy my in die oë kyk en met 'n rein gewete sê ja, dat jy nie met hom gepraat het? Oh, natuurlik het ek met hom gepraat, pa. Hoe kan ek hom in sy eie huis ignoreer? En ja, nie met hom gepraat. Ja. Waaroor? Dis nie pa se besigheid nie. Ek is 'n mens, ek is 'n persoon. Ek het my eie privaatheid, ek het ook 'n siel. Reina. Delport. Vandag het dreig om my te lyf te gaan. Wie daarvan?
Miskien het hy 'n rede gehad, pa. So. Dan is jy teen my. Maar jy het met my bespreek. Sê my, Marina, was het lekker om jou eie pa te beskinder? Wat's verkeerd met pa? Almal haat pa, want pa is soos 'n slang wat almal wil pik. Dit waar jy jou binneste aangaan, in jou siel. Nou maar goed. Nou weet ek. Papa, ek's jammer. Ek's so jammer. Ek het dit nie bedoel nie. Ga weg. Maar ek skryf vir jou 'n gedig sonder fancy leestekens. Sonder woorde wat rym, sonder bywoorde. Net sommer 'n kaalvoet gedig. Want jy maak my groot in jou klein krom handjies. Jy bytel my met jou swart oë, spits woorde. Jy draai jou lyklip kop. Jy lag en breek my tente op. Maar jy offer my elke aand vir jou Here op. Haas, ek hoor daar was moeilikheid. Wat het hy gesê? Ek kan nie daaroor praat nie, Das. Sit. Rapport. Ja, meneer. Verlaat asseblief my klas. Meneer, ek weet om verskoning vra oor gister. Verlaat my klas. Karen? Waar is Marina? Ek weet nie, meneer. Sy was nou nog by ons. Al het julle boeke. Wil jy koffie? Asseblief.
wil uitmaak, Werner. Dis beter so. Wat het gebeur? Sê asseblief vir jou ma dankie, ek sal sommer self vir haar koop. Was dit erg? Nie erger is gewoonlik nie. Haas. Is dit jou besluit of syne? Myne? Die weer is nie waar nie, Haas. Wat maak dit tog saak? Die situasie is ondraaglik, ek kan nie so aangaan nie. Ek moet swat en ek moet my werk doen en tussenin moet ek hom gelukkig hou. Kan jy dit nie verstaan nie, Das? Sê my wat het gebeur? Het dit enige sin? Het dit? Die ou vrou was toe reg. Ons paai loop uit mekaar. Ja? Ja, Werner. Wat kan ik voor jou doen? Dis oor meneer Du Plessis, meneer. Ja. Hij was u in voor. Je was volgende paar dochters bij mij weer af. Nee, meneer. Karen Hatten, uw zuster Dina en een paar anders. Het is een moeilijke zaak om rechter te moeten spelen tussen je adjunkhoof en je matriekklas. Ja, ek verstaan, meneer. Meneer Du Plessis is een goede onderwijzer. Zijn leerlingen behouden de afgelopen 5 jaar die meeste onderscheidings in die provincie. Ja, meneer, maar dis seker nie al wat tel nie. Nee, dat is niet al wat tel nie. Ek hoor hy het jou uit sy klas uitgesit. Ek het nie oor myself kom praat nie, meneer. Ek het kom praat oor Marina. Meneer, ek weet dit is 'n private saak, maar Marina kan nie so aangaan nie. As dit so aangaan, gaan dit haar uitslae affekteer. Sy lewe onder groot spanning. Sy gaan nog knak. En ek dink dit is baie ver nie. Werner, ons is nou op gevaarlike terrein. Dis meneer Du Plessis se gesin. En al kon ek, weet ek nie of ek daar behoort in te meng nie. Meneer Du Plessis is 'n onmoontlike mens, meneer. Ek dink hy hoort 'n sielkundige te sien. Ek weet daarom nie of dit so erg is nie. Dit is, meneer. Hy is soos iemand wat kleurblind is. Hy kan nie sien dat dalk sy fout ook kan wees nie. Marina mag met niemand 'n verhouding aanknoop nie. Nie met mans nie en veral nie met vrouens nie. Hy's bang sy kry vir haarself 'n soort ma. Hy's jaloers op haar, meneer. Ek sal kyk of ek met hom kan praat oor Marina, maar dit gaan nie maklik wees nie. Wat jou betref, jy gaan vra om verskoning oor gister. En jy gaan gewoonweg terug na sy klasse toe. Dankie, meneer. Mevrou, Ja, meneer? sê asseblief vir meneer Du Plessis, ek wil hom die laaste broer sien. Goed, ek maak so, meneer. Luister Marina, kom nou saam. Ag toe jong, ek vra mooi. Ek dink jy gaan dalk eens kwaad wees vir ons, maar ons het met die wolk gaan praat oor dit pa. Ek weet jy's lief vir hom en so aan, maar ek dink dit kan nie so aangaan nie. Ek bedoel, ons is amper klaar met die damn plek, ons verdien seker daarom 'n bietjie respek. Wat het jy vir hom gesê? Ag man, sommer oor dat die ouens klop vir ons sondes en omdat hy ouens uit die klas uit suur soos dom pas. Jy ken die wolk. Hy sê jou pa seker op die skouer klop ook nog. Hy is mos mors dood impressed met ou doep. Kan nie help dat hy so is nie. Hy probeer maar net goed doen. Ek weet, ek strei nie. Maar the way to hell is paved with good intentions, Kenkie. Dis tyd dat die wolk mooi met hom praat. Tina, as hy met my pa gaan praat, gaan die hele klas bars. Jy ken hom. Ek glo nie. As dinge nou gaan, kan ons niks verloor nie. Ah, meneer, wie wil mij zien? Ja, Dup, kom stap ik samen met mij. Ons wordt een beetje gesas.
Dipman, die kinders het nou nie eintlik kom kla nie, meer kom raad vra. Toe dacht ek noem het maar vir jou. Ons weet almal hoe gaan dit hierdie tyd van die jaar. Eksamen druk. Almal is onder spanning. Wil jy nie maar 'n bietjie skiet gee nie? Weer kom klaar. Delport. Ek het onderneem om nie name te noem nie. Hy is die voorbokker, kwaadsteker in daai klas. Kom ons los nou vir Delport. Dipman, daar is 2 dinge wat onmin veroorsaak. Die geslaanery van die seuns vir die dogters se oortredings moet stop. Dis onopvoedkundig en ontaktvol. Veroorsaak net 'n wrevel onder die kinders. En buitendien, dis 'n vernedering vir almal. Dis effektief, meneer. Ek gee nie om as jy so dink nie. Kan vir jou 'n groot moeilikheid bring by die departement. En ek sê nou vir jou, staak dit. Doep. Kom ons wees nou billik met mekaar en met die kinders. Wat is die ander ding, meneer? Jy mag nie 'n leerling verbied om jou klas by te woon nie. As jy 'n probleem het met Delport, kan ons die saak ondersoek. Ons kan die kerel self skors as dit nodig is. Maar tot dit gebeur, moet jy jou kant van die saak skoonhou. In geval daar later 'n departementele ondersoek kom. So die vent kan my afdreig met geweld en ek moet maar aangaan met klas gee maak asof daar niks gebeur het nie. Ek weier, meneer. Hy sal jou om verskoning vra. So. Maar was dit hy wat gekla? Ek wil hê jy moet dit vergeet. Nee. Ek sal dit nie vergeet nie. Die kerel is een van die dae klaar met skool. Los dit nou. Is dit al, meneer? Terwyl ons nou praat. Wat is verkeerd met Marina? Nee, ek is bewus daarvan dat hy daar verkeerd is. Nie? Sy het vandag net een van haar klasse bygewoon. Die res van die dag in die biblioteek gesit en werk. Sonder toestemming. Sy het seker nie goed gevoel nie. Kom nou, Doep. Jy weet daar's fout. Wil jy my nie maar sê nie? Daar is geen fout nie, meneer. Het jy al met haar gepraat? Ek praat elke dag met haar. Hi, kindjie. Dis die eerste keer van ek jou ken dat ek in jou kamer kom. Is dit sy? En jy? Ek het die vergroting by die apteek laat maak as ek my so swak is. Jy praat nooit oor haar nie. Ek weet niks van haar af nie. Hoekom gaan soek jy haar nie? Waar? Ag, jou pa moet tog weet. Hy sal my nooit sien nie. Dalk is daar korrespondensie, briewe. Het jy al tussen sy goed gesoek? Daar's niks. Ek het al gekyk. Hy kry nooit pos nie. Hy kry nie eers rekeninge nie. Hy koop alles kontant of los dit. Hy het nie eers 'n checkrekening nie. Wat 'n soort mens is hy? Hy het niks foto's van homself nie, niks nie. So weird. As hy die dag doodgaan, dan bly daar niks oor nie. Geen rekord van sy lewe nie, geen dokumentasie nie, net 'n paar skooljaarblaaie met groepfoto's. En die foto van jou ma? Ek het dit eendag in die pos gekry. Toevallig was sy nie hier nie, anders het hy die koevert oopgeskeur. Hy maak jou pos oop. Niemand skryf vir my nie. En wie die foto gestuur? Seker sy. Net om te sê, hier's ek, so lyk ek, en so lief is ek vir jou. Okay, kindjie. Nou nog net een ding voor ek loop.
Die ding met jou en Werner. Dis uit. Ja, ek weet dis uit. Ag, dis 'n troswolshou ding. Liefde is nie soos blomblaartjies nie. Now I love you, now I don't. Dis 'n dieper soort siekte. Nou dink ek so, hoekom twee goeie mense ongelukkig maak om een damn sad een op te fikker? Dis nie so eenvoudig nie. Ja, dit is. Die vrou het vir jou gesê julle spore loop uitmekaar en toe glo jy so hard daaraan, jy volbring sommer 'n profesie vir haar. Dis die moeilikheid met die waarsêery. Party mense leef selfs die profesie uit en dan dink hulle die vroue van die wêreld beskik oor 'n soort superieur en mag. Ernstig nou 'n ding. Verder is hy 'n ou wat met sy hart op sy mou rondloopie, maar hy's erg seer oor die ding. Hy's baie lief vir jou. Ek soek lief vir hom. Ja? Jy help nie eens praat hier oor die ding. Ek het my kop al sif gedink al kante toe. Ek moet swat, ek moet konsentreer en ek kan nie as die dinge so aangaan nie. Ai tog. Nou ja. Ek my huis toe gaan en die ou boetie goed gaan troos. Al sal reg kom, ek weet. Nou ja. Sien jou môre op die heilige Saterdag in die wiskunde klas. Baie ding. Meneer. Net 'n oomblik. Ek wil net om verskoning vra oor gister. Ja? Wel, soos ek sê, ek is jammer. Ek was 'n bietjie opgewonde en kwaad ook. Ek het nie reg bedoel nie. Nou nog iets. Nee, ek dink ek was dalk 'n bietjie voortvarend. Ja, Dis al wat ek wou sê, meneer. maar goed. Meneer. Oor Marina. Ek weet hoe meneer oor die saak voel. Maar as dit meneer sal dit beter voel, sy het vandag uitgemaak. Ek hoop meneer is nou tevrede. Ek verstaan jy by die hoof oor my gaan kla. Wie ek? Ja, jy. Jy gaan kla maar ek jou die klas gejaag het. Dan moet ek die seun straf vir die meisies se oortredings. Nee, dit was nie ek nie. Jy nou nog boonop 'n lafaard ook. Ek was by meneer Wilkins oor Marina. Ek het geen gaan kla nie. O, is daar oor Marina. Wat van Marina? Wel, ek's bekommerd oor haar. Dag jy het uitgemaak. Dit maak geen saak en hoe ek oor haar voel nie. Toe gaan bespreek jy my huishouding met die hoof, né? Wel, ek is jammer. Ek het nie geweet met wie anders om te praat nie. Sê my, soek jy vir moeilikheid op port? Nee. Ek vra jou weer 'n slag, soek jy vir moeilikheid? Nee. Meneer. Apport. Ek sal nie vergeet wat jy vandag gedoen het nie. Ja. Terwyl jy nou so bekommer oor Marina, kom ek gee jou die versekering. Daar's niks met haar verkeerd nie. Nou goed. Ek het 'n fantastiese vertroue in meneer se oordeel. Nou glo ek alles. Bly net weg van haar, verstaan jy? As meneer so sê. Ek verneem jy het nie vanoggend jou klasse bygewoon. Nee. Meneer Wilkins wil natuurlik weet wat aangaan. Ek het hom maar van hom gesê jy voel nie goed nie. Pa het nie nodig om my te lieg nie. Luister, sal ons nie nou maar die strydbyl begrawe nie, hm? As pa nie omgee nie, ek probeer leer. En ek verneem jy het uitgemaak met rapport. Ek dink dis 'n wyse besluit. Reina. Marina, my kindjie. Jy verstaan dalk nie heeltemal nie. Ek is lief vir jou. Ek leef net vir jou. Miskien dink jy ek is onredelik. Maar jy sien, daar's net twee soorte mense in die lewe. Die wat wen, die wat verloor. En ek wil hê jy moet wen.
Jy weet, die lewe is nie 'n speletjie nie. Dis oorlog. En mense onthou net die wenners, nie die verloorders nie. En dis hoekom ek nie wil hê jy moet jou opsaam met 'n verloorder nie. Werner Delport is 'n verloorder. Ek het nie nodig om hierna te luister nie. Ja, kom nou. We gaan ons vrede maak. Om net weer 'n keer teen pa te verloor. Nee, dis nie waar nie. Natuurlik is dit waar. Van kleins af. Van dit maar geloop het. Moes ek na pa se pype dans. Was ek ooit vry om te besluit? Kon ek ooit doen wat ek wou? Nee. Pa het besluit. Ek is soos 'n gevangene. Op laerskool was pa die onderhoof. Ek was 24 uur van die dag onder pa se oë. En toe ek hoërskool toe kom, te kry pa die pos hier. Ons bly in dieselfde huis. Ek sit in pa se klasse. Namiddag is ons saam op die sportveld. En die boodskap is altyd dieselfde. Wen, wen. Is pa miskien 'n wenner? Het pa iets bereik? Adjunk hoof? Is dit sukses? Is dit wat pa wil hê ek moet bereik? Ek het geen verhouding met enige ander persoon nie, behalwe met pa. Want dis soos pa dit wil hê. Pa wil my besit soos pa my ma besit het. Dit voel of ek kan versmoor. Ek moet net uitkom hier. Ek kan nie wag vir volgende jaar nie. Want dan gaan ek uiteindelik vry wees. Vry om te praat met wie ek wil. Vry om te kom en te gaan soos ek wil. Het pa een enkele vriend in hierdie wêreld? Nee. Nou moet ek instaan daarvoor. Ek moet boet. My ma. Van kleins af hoor ek hoe sleg sy is. Ek weet nie eens wat waar is nie, ek kan dit nie eens onthou nie. Ek was maar 3 toe sy weg is. Dink maar nie, ek verlang ook na haar nie. Dink maar nie, ek wonder soms hoekom sy weg is nie. Ja, maar, al wat ek weet, is dat ek wil wegvlug uit hierdie huis uit, weg van pa af. Dalk het sy so gevoel. Dalk was sy bereid om haar 3-jarige dogter weg te gee, net so te los, net om self vry te wees. Wat die hel moet 'n ma gaan om van haar eie kind al weg te loop? Ek het alleen groot geword, pa. Pa dink, pa is alles vir my. Pa was nie. Ek is bang vir pa. Ek droom elke dag van iemand wat my lief het, wat nie omgee of ek wen nie, wat my net nodig het en my net wil vashou. En dan word die droom 'n nagmerrie, want dan kom pa en pa skeer my weg. En dan word ek wakker. En ek weet die droom is die waarheid. Die vrede waarheid. Kom, jy soek jou vir groot moeilikheid. Die polisie het gesê ons moet in skoolklere kom. Ja, Saterdag is nie 'n amptelike skooldag nie. Ek gaan my nie laat rondboelie nie. Die polisie van Veer vir enige reëls behalwe sy eie Werner, soos dit is hy nie morspeet en pres met jou nie. Oh well, sy bad luck. Ek moet eers maar winkel toe gaan. Daar is jou fiets. Sien jou dan. Jy tender nou vir groot konsternasie, Werner. Ag, taffies. Worry oor Werner, waar bly hy? Hy moes nog aan my ma toe gegaan het by die winkel, maar ek het nie sy skoolklere aangehad. Môre. Môre meneer. Môre.
Goed. Ek my klas uit. Uit my klas! Okay. Los op, boy. Los op. Meneer is nie raar. Wie iets mee doen? Nee. Okay. Kom ons stap eens meneer. Hy het nie reg gehad. Hulle kan dit nie vir hom sê nie, Hy man. sê dit saam uit na soek sy ding. Ag man, Du Plessis het reg gehad om hom te slaan. Jy weet, Johan, jy weet presies daai twee. Man, alles jy ook moet kyk, jy moet 'n mate van respek vir sy onderhoud hê. Is jy right daar? Jy maak so right. Bernard, ek is dan voor jy gaan huis, jy het gesoek hiervoor. Sê so sê op weer. Bernard, moet my nie nog lip ook gee nie. Hey! Henk! Wat? Alex! Johan, ek sê nou vir julle dis Wim, genoeg. skiet al, Du Plessis het nie reg gehad om daar te staan nie. Julle gaan nie hier staan en debatteer hieroor nie, julle gaan nou terug klas toe. Skuif almal van julle. En ek praat nou nie weer nie. En julle almal, skuif nou. Tina, Marina, julle ook. Almal van julle skuif. Ek vat die orders van jou nie, Rautenbach. As jy wil terug aan klas toe gaan. Gaan julle terug haas, ek's so right. Ek kom nou. Sorry, Ver. Is okay. Sien jou skuld nie op wel. Kan ek help, meneer? Ja. Ek wil 'n klag van ander aan lê. Ja, meneer. Nee, hy het nou net hier aangekom, maar ons het die storie van Dina afgehoor. Nee, ek weet nie. Ek kan so teen 12:00 daar wees. Ja. Goed, meneer. Dankie. Dis nou soos Dina sou sê. 'n dik tros was. Wilkins wil ons 12:00 sien. Hy sê probeer om Du Plessis ook daar te hê. As Du Plessis daar is, gaan ek nie, pa. Albert, ek weet jy's nou baie omgekrap, maar ons moet die ding gaan skik. Nee, ek skik niks. Ek het Du Plessis gaan aankla en ek hoop hy verloor sy werk. Hy het geen reg om ander mense se kinders te leer nie. Nee, Werner moenie so praat nie. Hoekom nie? Maar was die daar nie, het was vreeslik. Ek is heeltemal aan Werner se kant, ek is bly Du Plessis gaan aankla. En wat van Marina? Hoe dink jy gaan sy voel as haar pa in die hof moet verskyn? Nee, my kind, ek dink jy moet weer daaroor gaan nadink. Sy is die een wat gaan seker hy, sy's 'n wonderlike kind. Werner, ou boetie, jy moet 'n mooi kop hou. Die eksamen is hier vlak voor die deur. Jy moenie dat die ding jou van jou trolley afkry nie. Nee, pa. Die pryse is al begaan. Albert, Nee, Wilkins. Werner, ek is jammer om te moet pla, maar ek het nou net met die koerant gepraat. Die ding begin nou lelik word. Werner, ek hoor jy het 'n klag gaan lê. Ja, meneer. Dis jammer jy het nie eers direk met my kom praat nie.
Is jy ernstig oor die klag? Werner voel op die oomblik nog baie sterk oor die saak. Ons het al gepraat. Ter wille van Marina sal hy die ding moet heroorweeg. Ek gaan eerlik wees met julle. Dit maak nie saak na watter kant toe die ding loop nie. Du Plessis is in die moeilikheid. Al gaan Werner ook die klag terugtrek, sal daar 'n departementele ondersoek wees. En as hy skuldig bevind word van onprofessionele gedrag, en ek kan nie sien hoe hy dit kan vryspring nie, dan gaan hy sy werk verloor. En sy pensioenvoordele. Dit gaan beteken dat hy geldelik in die knyp gaan wees. Dit kan ook beteken dat dit Marina se studieplanne kan beïnvloed. Jy sien waarheen dit alles kan lei. Is 'n man se hele lewe Werner. Ek weet nie. Is Marina se pa. Ja, ek weet nie. Is jy bereid om dit aan haar te doen? Ek weet nie, meneer. Jy is toch lief vir haar, as jy nie? Ja, ek is, meneer. Dan het jy eintlik geen keuse nie. Wat wil meneer hê moet ek doen? As hy bereid is om sy fout te erken, gaan ek hom vra om jou voor die hele skool om verskoning te vra. En dan wil ek hê jy met die klag gaan terugtrek. Ek weet nie, meneer. Hallo, Dina Delpoort. Hallo Dina, is Marina, hoe gaan dit daar? Oh, hallo jong. Nee, wat, ou dad en boetie goed staan al 'n bier drink en vleis braai, so hier is nie veel meer skade as 'n gekneusde ego nie. So moet nou nie worry nie, jong, hy gaan dit oorleef. Hoorie, ek's weg van die huis af. Ek is hier in Pretoria by die stasie. Wat? Ek kan nie meer saam met hom leef nie, man. Ek weet nie wat om te doen nie. Ek het R200 en ek weet dit gaan nie lank hou nie. Waar gaan jy bly? Ek weet nog nie, ek soek nog 'n plek. Luister jong, ek het 'n antiekie na Arcadia. Ek gaan nou gou bel. Ag, sy's 'n regte bolplesier. Dalk sy jou net goed doen. Ek sê jou wat, gee my gou jou nommer en dan bel ek jou terug en dan kry jy 'n taxi. Hoorie Dien, ek wil nie hê my pa moet uitvind waar ek is nie, hoor. Is jy nou rasend kindertjie, kan jy nou voorstel ou Dien gee vir doep 'n vertroulike tip. Ek sê vir niemand sê nie behalwe vir Werner, anders gaan hy worry. Ek gee my gou die nommer en bel ek jou. Okay, dis 2126. Goed, moenie weggaan nie, ek bel jou nou terug. Okay. Joep. Jy weet hoekom ek hier is. Marina is weg. Wat bedoel jy, weg? Die tas gepak en geloop. Joep. Dink jy nie dis tyd dat jy 'n bietjie die hand in eie boesem steek nie? Soos blind. Wat sien sy nie, man? Joep. En nou dat dit uiteindelik reg gekry om haar hier weg te lok. Kom ons los nou die klug, Joep. Jy's in groot moeilikheid. Jy loop gevaar om jou werk te verloor. Meneer, gaan hof sal my skuldig bevind na sulke provokasie nie. En daai mannetjie het 'n rekordverband gedrag. Nee, laat hom sy klag lê. Dat 'n hof besluit waar die skuld lê en waar nie. Jy het hom aangeraand. Geklap. Onder ondraaglike provokasie. Hoe gaan jy dit bewys? Meneer, ek waardeer jou belangstelling, maar dis my probleem, is dit nie? Nee, Doep, dis nie net jou probleem nie. Dis 'n hele skool se probleem en dis my probleem. Want dan nie harde kop wees nie, Doep. Jy's in die moeilikheid, glo my. En eintlik is die oplossing baie eenvoudig. Ek kom nou net van Werner af. Hy's bereid om die klag terug te trek. Maar dit hang van jou af.
Jy het jou magte oorskry. Jy het die man voor 18 getuies te lyf gegaan. Hy is bereid om tegemoetkomend te wees. Maar jy sal in die openbaar verskoning moet vra. Ek? Na sulke gedrag? Wat sal die dag wees? Doep, luister nou en luister mooi. Jy kan jou gedrag nie in 1000 jaar regverdig nie. Ja. Luister nou na my. Meneer, jy het nou blykbaar besluit dis goeie politiek om jou rug op my te draai. Maar hierdie ding sal ek beveg tot op die laaste. As jy toelaat dat kinders 'n skool regeer, is dit die begin van die einde. Hier het ek vanoggend my tyd, my vrye tyd, vir hierdie kinders opgeoffer. En een man kom en ontwrig die klas. Een man ontneem 18 ander die geleentheid om voordeel te trek uit daardie ekstra klasse. Maar daai kinders weet wat die waarheid is. En as hierdie ding op 'n hofsaak uitloop, sal die waarheid uitkom. En die waarheid oor die seuns wat namens die dogters moet buk. Ruttenbach het vrywillig aangebied, meneer. Gaan vra hom en 18 ander getuies. Het lyk my partykeer jy wil jou eie ondergang bewerk. Nou goed, ek sou sê wat. Of jy gaan vra Delport om verskoning, of ek vra die departement vir 'n departementele ondersoek. Wat in elk geval gaan gebeur na die hofsaak. So kies. Ek het geen keuse nie. Het ek? Goed. Ek is jammer. Ek het my bes probeer. Maak soos jy goed dink, meneer. As daar weer 'n voorval is, die geringste probleem, dan vra ek die departement om jou te skors. Is dit duidelik? En jou beheerraadsvoorsitter is op die lyn. Dankie. Hallo vrou. Hallo Annie, jammer om te pla. Annie, daar's groot verdeeldheid onder die kinders oor wie se skuld dit nou eintlik is. As jy my vra, was daar ernstige provokasie. En die algemene gevoel van die raad is dat ons hierdie Delport moet kortvat. Het 'n klag gaan lê, jy weet dit. Ja, ek weet. Maar ek is 'n prokureur, ek het meer ondervinding van die soort ding as jy. 'n Klag is nie die einde van die saak nie. En ek kan jou nou al sê, as daar so groot verdeeldheid onder die getuies is soos hier, dan het daai klag nie 'n kat se kans nie. Du Plessis het 'n departementele reël oortree. Almal oortree soms reëls. Wel, ek is jammer om dit vir jou te moet sê, maar jy wed op die verkeerde perd. Verkeerde perd of nie, daardie man beteken vir die skool geweldig baie. Volgende jaar en die jare daarna gaan hy vir die skool onderskeidings besorg. Hy verdien die beheerraad se steun. En waar is Delport volgende jaar? Wat beteken hy vir ons? Nee, Du Plessis se enigste skuld is dat hy sy werk as onderwyser te goed gedoen het.